lewende water, hy bring ons nader, hy les ons dors, ja, ons redder is hier. Geliefdes, ons teksgedeelte van môre 1 Johannes 1 verse 5 tot 7. Dis 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, dankie dat U die lewende woord is. Die spesiale, besonderse, unieke openbaring van Vader aan elkeen van ons. Dankie Here dat U 'n God van verhouding is, 'n God van kommunikasie is, 'n God van bekendmaking, 'n God van openbaring is. Dankie dat U aktief betrokke is in ons as U kinders se lewens. Dankie Here vir al die maniere wat U met ons werk en wat U met ons praat. Maar in besonder Here, dankie vir die Heilige Skrifte. Dankie dat ons die skrif kan lees, kan oordink, en dankie ook vir die Heilige Gees wat ons lei en leer in U woord, in U waarheid, in die beginsels van die skrif. Heilige Gees, ons eer U in die naam van Jesus Christus, dankie. Soos Johannes ook getuig dat U ons leermeester is, dat U met ons is, by ons is, in ons is, en dat U vir ons die woord oopbreek. En daarom bid ons ook nou in afhanklikheid, Here, seën ons deur die inwerking van U Gees. Breek die woord vir ons oop, en dat die boodskap en beginsel helder en duidelik ook na vore sal kom. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam, is 1 Johannes 1 vanaf vers 5, die brief van Johannes, nie die evangelie nie, die brief. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sondes. Ek herhaal vers 5. God is lig en geen duisternis is in hom nie. God is lig, geen duisternis is in hom nie. Tot sover, geliefdes. Geliefdes in die Here, ons tema dan ook van môre natuurlik is God is lig. God is lig. Nou, ons het so laasweek eintlik begin al met die tema rondom God is lig, dat God is lig en dat die lig verdryf die duisternis. Jy sal onthou, duisternis kan nie staande bly teen lig nie. Ons het die voorbeeld van die kamer gehad, en as jy lig aansit, die duisternis kwyn. Maar as jy lig en duisternis gelyktydig op 'n plek het, is daar nie 'n manier dat die duisternis die lig kan oorweldig het, kan nie. Nee, Christus as lig, God as lig, en deur hom ook vir die duisternis verdryf. Ons het dit nogal gesien in die evangelie van Johannes 1, nee. Nou, vandag gaan ons 'n bietjie verder uitbrei op hierdie tema ook, want die skrif is baie duidelik. God is lig. Geen duisternis is in hom nie. God is lig, geen duisternis is in hom nie. God is goed. God is nie sleg nie, God is nie boos nie, nee. Psalm 34 vers 9, God is goed. God is waarheid, God is lewe vir ons. Hy lei ons in sy lig, hy lei ons in sy goedheid, Psalm 27 vers 10. Die res van die skrif bevestig het vir ons, en ek gee net so 'n paar voorbeelde ook, maar onder andere 2 Korintiërs 6 vers 14, die lig het nie gemeenskap met die duisternis nie. Ons het dit gesien hier in Johannes ook. Lig het nie gemeenskap met duisternis nie. Jakobus 1 vers 13 al gepreek daaroor, baie gepraat daaroor. God is nie die versoeker nie.
God bring nie versoeking oor jou pad nie. As daar versoeking oor jou pad is, soos Jakobus sê in Jakobus 1, moenie sê God versoek my nie. God is nie die versoeker nie. Hy word deur niemand versoek nie en hy versoek niemand nie. Ons weet wie die versoeker is. Ons weet waarvandaan die slegte kom. Ons gaan nou weer daaraan aandag gee. God is nie die versoeker nie. Daniël 2:22, die lig woon by die Here. Sefanja 3 vers 5, die Here is regverdig. Hy doen geen onreg nie. Hy laat sy reg in die lig kom en dit ontbreek nooit nie. Tekste op tekste wat van sê God is goed, God is lig. Alles en nog meer wat bevestig, God het nie aandeel aan die duisternis nie. God het nie aandeel aan die werke van duisternis nie. God het geen sonde in hom nie. Geen sonde is in hom nie. En hy het geen aandeel aan die sonde nie. 1 Johannes 3 vers 5. Waar ons dit ook lees. Daarom weet ons Christus se offer wat volmaak is, sondeloos, vlekkeloos. Geliefdes, ons het die geneigtheid om vir God te blameer. En vir God die skuld te gee vir slegte dinge, maar die skrif is baie duidelik wie God is en wie hy nie is nie. Weereens ons tradisies, preek vir 'n ander tyd, tradisies teenoor wat sê die skrif werklik. God is lig, daar is geen duisternis in hom nie. Nou geliefdes, 'n vraag wat ontstaan as 'n mens ook hierna kyk, is, as God dan lig is, waarvandaan kom die duisternis? Waarvandaan kom die bose? Waarvandaan kom die slegte? Ek het al in die verlede baie ook al oor hierdie tema gesels, gaan 'n bietjie uitbrei vandag ook daaroor. Maar God is tog die skepper van alles. Korrek? Is hy dan ook die skepper van duisternis? Byvoorbeeld die duiwel. Maar hier is nou 'n interessante gedagte en ek wil so 'n bietjie saam met u deel. Eerste plek, ja, God is die skepper God. Hy is die skepper van alles, né? Hy is die skepper God. Maar is belangrik dat ons besef dat die skrif getuig dat God se skepping was goed. Genesis 1. Goed. Soos hy is. Sy skepping was goed gewees. God het nie die bose, die slegte en die duisternis geskep nie. Hy het nie aandeel aan hulle nie en hulle werke nie. Nou ek gaan dit probeer illustreer. Kom ons neem byvoorbeeld kom ons sê die duiwel en die gevalle engele, net as 'n voorbeeld. Ons weet dat God het die engele geskep, natuurlik, skepper God, né? En engele is geskape. So die engele is ook geskep, selfs die gevalle engele. Hulle was goed geskep. Goed. Selfs as ons kyk na die duiwel of Satan of Lucifer, die môre ster, hy was goed geskep. Die skrif getuig het vir ons. Hy was een van die hoofengele, die mooiste, die engel van sang en eer aan God. Goed geskep. Maar die Satan het in sy eie wil, sy eie vrye wil. Ja, engele het 'n vrye wil. Hy het in sy eie vrye wil, sy eie vrye keuse rebelleer teen God. Hy het hoogmoed ontwikkel en hy het gedink hy's beter as God. Hy wou God vervang op die einde van die dag. Hy mislei toe 'n derde van die engele in hul vrye keuse om saam te rebelleer teen God. Openbaring 12, ons ken dit, né? Diegene wat dit nog nie gelees het, die gaan kyk. So geliefde, hoekom noem ek dit? God het goed geskep. Sy skepping was goed. Selfs die engele, almal goed. God het die engele ook goed geskep met 'n goeie doel. Maar die duiwel en die gevalle engele het uit hulle self rebelleer en uit hulle eie sondige vrye wil oorgegaan na die duisternis. Dis nie God nie. Onthou, aansluiting by laasweek, duisternis is die afwesigheid van lig. Die afwesigheid van lig. Die duiwel en sy helpers wil nie in God wees nie. Hulle wil nie in God se lig wees nie. Hulle wil nie in God se lig wandel nie. Hulle soek nie God se teenwoordigheid nie. En daarom is hulle in duisternis.
Omdat die lig afwesig is, omdat God in hul afwesig is hulle in die duisternis. So geliefde, weer eens, sonder God, sonder die Here se lig, is daar duisternis, is daar boosheid, en die slegte dinge wat gebeur. Duisternis is die afwesigheid van lig, net soos koue die afwesigheid is van hitte, en so meer. Boosheid is die afwesigheid van God. Geliefdes, ons het gepraat oor dat God is nie die skepper van duisternis of bose nie, maar wat van, kom ons gaan 'n bietjie verder, want die interessante is, dieselfde wat ons nou net gesien het by byvoorbeeld die duiwel en die gevalle engele, is dieselfde wat gebeur het met ons as mens. Ons gaan 'n bietjie deur. Weereens, God se skepping was goed. Genesis 1. Selfs die skepping van die mens en die wêreld waarin ons leef, was goed geskep. Genesis 1. Maar wat gebeur? Die duiwel in duisternis, gevul met duisternis, het ook toe die mens gemislei om te rebelleer teen God. Mens in hulle vrye keuse besluit toe om nie God se lig te volg nie, maar om eerder die duisternis te volg. Deur mense keuse vind die sondeval plaas en die vervloeking van duisternis het so in die skepping ingekom. Genesis 3. Geliefdes in die Here, die rebellie teen God, die rebellie teen die God van lig, deur die misleiding van die duiwel, deur die keuse van mens, het sonde, siekte, pyn, smart, lyding, dood en al hierdie dinge in die skepping ingekom. So is die wêreld waarin ons nou tans leef stikkend. Hy's gebroken. Ons, die skepping, is oorgegee aan verganklikheid. Ons is besig om te sterf elke liewe dag, al meer en meer. En ja, dit laat my altyd so dink, die wêreld sou mense wat graag die aarde wil vir ewig in stand hou, die aarde gaan tot niet. Die skrif sê dit al lankal, die sonde, die kosmiese krag is aan die werk, nie net in ons liggame nie, maar ook in die skepping self. Alles is besig om agteruit te gaan en ons sien dit, né? Maar al hierdie dinge het ingekom, nie deur God nie, deur die misleiding en deur die keuse van mens. God is lig. God is goed. Hy is nie die bron van duisternis nie, hy is nie die bron van die bose nie, hy het nie aandeel in die werke van duisternis nie. Dis wat die skrif vir ons getuig. God is nie die rede vir die slegte in jou en my lewe nie. God is nie die rede vir siekte en dood en al hierdie dinge in ons lewens nie. God is nie die rede vir die slegte omstandighede in ons lewens nie. God is nie die probleem nie, geliefdes. Hy is eerder die oplossing vir ons probleme. God is die antwoord vir ons. God is die hulp vir ons. God is die een wat ons wil help in hierdie omstandighede en uit hierdie omstandighede. Hy is nie die oorsaak van die slegte in jou en my lewe nie, maar hy is die een wat ons kan help uit dit uit. Die antwoord op ons probleme. Hy wil ons in liefde teruglei na sy lig toe. Ons wat miskien die pad verlore geraak het en in die duisternis ingegaan het, God roep ons terug na sy lig. Geliefdes, ons wil baie keer vir God blameer vir slegte dinge in ons lewens. Ons wil vir God die skuld gee. Ons raak kwaad vir God. En wat doen ons? Ons draai ons rug op God, op die lewe, op die lig, en ons val vir die misleiding van die vyand. Want dit wat aan die begin gebeur het, gebeur nog deur die eeue tot vandag nog steeds. Ons vrye keuse is nou net nog erger besoedel deur sonde. Ons kry dit nie as reg om meer reg te kies sonder die Here nie. Maar geliefdes, ek wil weer bevestig, die Here het nie aandeel in die werke van duisternis nie. Hy is lig. En dis wat die skrif vir ons getuig.
Nou preek vir 'n volgende keer, ek het nog net my aantekening hier gemaak, want miskien kan die vraag ontstaan, maar soos ek sê, dis 'n tema vir 'n volgende keer. Ek wil dit net vinnig noem. Moenie dink aan alles wat ek nou net vir u oorgedra het deur die woord, dat God enigstens omkant gevang is nie. Asseblief nie. Niks het vir God omkant gevang nie. Nie die ou bose nie, en nie die mens nie, niks nie. Want God is alwetend. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het al voor die tyd geweet wat die bose gaan doen en wat hulle gaan kies. Hy het al voor die tyd geweet wat mens gaan doen en wat mens gaan kies. God is nie omkant gevang nie. Weer eens 'n preek vir 'n volgende keer, maar ek noem dit net. Daarom het God die volmaakte plan gemaak om ons te red en te help. God kon besluit het, weet jy, ek gaan nie met julle klomp sukkel nie. Kom ons vernietig alles. Hy het die mag om dit te doen. Maar in liefde maak God toe die volmaakte plan om ons te help in hierdie omstandighede waarin ons is. Om ons te help teen duisternis. En hierdie volmaakte plan is Jesus Christus. Die volmaakte offer wat gebring is vir ons sondes en vir teen die werke van duisternis en oorwinning wat behaal word in Christus teen die duisternis, teen die sonde, teen alle magte, alle kragte, alle vloeke, alle dinge. Christus. So ek wil net weer eens sê, God is nie omkant gevang nie, maar God het die volmaakte plan gemaak om ons juist te help deur homself te gee in ons plek en vir elkeen van ons. Maar weer eens 'n preek vir 'n volgende keer, maar net dat ons weet, God is nie omkant gevang nie. Geliefdes, en dit bring ons dan by die laaste verse hiersom. En dis verse 6 en 7, wat ek net ook graag vir ons so wil voorhou. Vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, die God van lig, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nie sommige sonde nie, nie net party sonde nie, alle sonde. Geliefdes, ons hoor God is lig, ons het 'n bietjie gesels oor die duisternis en so meer ook, maar ons is geroep om te bly in God se lig. Om te wandel in die lig en nie in die duisternis nie. Om gemeenskap te hê met die lig, met God, deur Jesus Christus se volmaakte offer vir elkeen van ons. Soos laasweek genoem, die lig verteenwoordig lewe en waarheid. Om te wandel in die waarheid. En hier is 'n belangrike waarheid wat ons moet uitdra in die wêreld, geliefdes. Ek sê vir jou vandag, selfs uitdra in kerke, selfs uitdra teenoor medegelowiges. Ons moet uitgaan en vir mense kan sê, God is lig, God is goed. God is nie boos nie en hy het nie aandeel in die werke van duisternis nie. Die waarheid van die woord en die lig van God. Daar is geen duisternis in hom nie en hy het nie aandeel aan die werk van duisternis nie. God is nie die bron of die oorsaak van die slegte dinge in ons lewens nie. Hy is nie. Slegte is as gevolg van die bose, die duiwel, die gevalle engele, is as gevolg van die sondeval wat plaasgevind het, mens se keuse om eerder die bose, die duisternis te volg. Dit is as gevolg van die ou sondige natuur en die ou stikkende wêreld waarin ons is, hierdie wêreld wat besoedel is deur die misleiding van bose. Dis waarvandaan die slegte kom. Dis nie God nie. En God het nie aandeel daarin nie. Dis tot vandag toe nog steeds die waarheid. Ons is geroep om te wandel in die lig. En ons is geroep om te staan teen die duisternis in alle forme. En kom ons gaan uit in hierdie stikkende wêreld met 'n wêreld daar buite wat besig is om te sê God is boos. En ek wil niks met daai God te doen hê nie.
Dis ons geroep tot die lig, om die lig uit te dra na buite en vir mense te getuig wie God werklik is. Nie die God van 'n tradisie nie, die God van skrif. Dit wat die woord sê. God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. Amen. Kom ons sluit die oë, doen ons 'n gebed saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Hemelse Vader, Heilige Gees, Drie-enige God, ware God, lewende God, God van lig. Dankie dat ons vandag so in die skrif kon delf en net bevestiging op bevestiging kan ontvang van wie U werklik is. Here, ons het baie keer die geneigte dat U is boos en U het sonde en U het aandeel in die werk van duisternis en jou slegte dinge is U skuld en dit kom van U af en U is die beplanner of U is die doener van al hierdie slegte dinge in ons lewens. Maar Here, dankie dat ons net kan kyk na die skrif en wat die skrif vir ons sê. En die skrif wat baie duidelik is dat U is lig. U is nie duisternis nie. U het nie aandeel in die werke van duisternis nie. U is nie die versoeker nie. U het nie sonde nie. Ons sien dit keer op keer. U is goed. U is 'n God van liefde wat omgee vir ons as mens, wat ons wil help. U is die oplossing. U is die antwoord. U is die uitkoms vir ons. Here, en daarom vra ons, vergewe ons vir die tye wat ons in dwaasheid gesê dat hierdie slegte ding is U skuld. Dankie Here dat ons nie net kon kyk na wat die skrif getuig, maar ons kon selfs kyk na skepping ook. Ons kon selfs kyk na die gevalle engele. Ons kon kyk na waarvandaan kom duisternis. Ons kon kyk na die mens, die sondeval, die duisternis wat daardeur ingesuipel het in hierdie skeppinge. Ons kyk na alles en ons sien mens, engele, almal wat gerebelleer het teen U in hulle vrye keuse en vrye wil. Ons verstaan waarvandaan is die duisternis. En ons verstaan ook dat duisternis is niks anders as die afwesigheid van lig nie. Boosheid is die afwesigheid van U. Die afwesigheid in die gevalle engele, die afwesigheid in die wêreldse mens wat niks met U te doen wil hê nie. En omdat U lig nie teenwoordig is nie, daarom beweeg ons oor tot duisternis en veroorsaak net meer duisternis. Here, daarom bid ons ook, Here, nou dat ons ook weer besef wie U is, 'n goeie God, 'n God van liefde en lig. Help ons ook asseblief dat ons in die lig sal wandel. Ja, Here, ons is maar feilbaar, swak en nietig, ons val en struikel. Maar ons wil net meer en meer in U wees, Here. Ons kan nie sonder U nie, Here. Ons het U lig nodig in ons lewens ook, Here. U lewe, U waarheid in ons lewens. Bemagtig ons, bekragtig ons deur die inwerking van die Heilige Gees om die werke van duisternis teen te staan. Om nie leenaars te wees nie, maar in die waarheid te wandel, in die lig te wandel. Here, help ons daarby om waarlik uit te gaan en te kan praat met ander, te praat met die wêreld daar buite, hulle wat U nie ken nie, hulle wat miskien misverstaan wie U is, hulle wat dink dat U is die bron van boosheid. Gebruik ons, Here. Al is dit net nie 'n preek nie, maar al is dit net om die teks te gee en te sê, daar staan dit. God is lig. Hy het nie aandeel in die werk van duisternis nie. Help ons om 'n wêreld weer wakker te maak vir U liefde, vir U lig, en dat die lig die duisternis sal bestraf. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Ons loof U, ons prys U, ons eer U, en ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie geliefdes in die Here. Lewende water, Hy bring ons nader, Hy les ons door.